Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons oopbreek en ons kom voed met die brood van ewige lewe vanmôre. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons vanmôre by mekaar kan kom en dat ons momente kan vier soos hierdie, waar U mense steeds roep en mense steeds in die ampte bevestig en dat ons daardie verbondsverpligtinge wat op ons rus, die verantwoordelikheid met opregtheid sal nastreef. Dankie ook Here vir die wete dat ons dit nie alleen doen nie, maar dat U beloof het om by ons te wees tot die volëinding van die aarde. En waar ons nou uit die skrif uit gaan lees, Heilige Gees, Here, bid ons dat U dit vir ons sal kom oopbreek. Dat U ons sal kom voed met die brood van ewige lewe. Dat U sal spreek en ons as die huise sin luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En gemeente, voordat ons lees, wil ek net so 'n paar goedjies sê. Ek gaan nie lank preek nie, want ons het min tyd. Maar 2, vandag is 'n dag van dankbaarheid. Is 'n dankbaarheid in my hart, dankbaarheid in Essie se hart en in sy familie, vir die wonderlike voorreg dat ons kan sien hoe die Here steeds met Groblersdal 'n pad loop. En alhoewel hierdie jaar die mekaar jaar was en ons sekere dinge beleef het saam as 'n gemeente, staan ons vanmôre hier en ek is herbevestig as julle predikant, Essie word bevestig as diaken en eintlik alles wil ek net julle moet hoor dat dit is die Here se werk. Hy werk steeds. En dit is wat vanmôre 'n getuienis is van. Verlede Sondag het ons die voorreg gehad om 11 jong mense die geleentheid te gee om aan die nagmaaltafel te kom sit met 'n volgepakte kerkgebou en hoe voorreg was dit nie? Voor dit het ons die doop bedien en ons gemeente bly groei en ons bly nuwe mense bykry en dit is altyd so 'n voorreg. So ek wil graag hê julle moet vanmôre net saam met my terugkyk en sien hoe baie dinge verander in 6 jaar toe ek die eerste keer hier aangekom het. En toe was Jasmine nog net my vriendin. En intussen het ek en Jasmine verloof geraak in die kerk se binnehof. Dan is Anet het ons daarmee gehelp in COVID. Intussen is ek en my vrou getroud en ons het daardie seremonie saam met julle as 'n gemeente gevier. Intussen is my kind gebore en ons het haar gedoop in die gemeente. So as 'n klomp momente in hierdie gemeente se geskiedenis wat ek persoonlik saam met julle deel en dit is daarom so 'n voorreg om te kan weet julle voel ook dit is nog nie klaar nie. Dit is nog nie klaar nie. En daarom, soos wat ek gesê het 6 jaar terug, sê ek vir julle vandag ook, ons moet saam skryf aan die volgende hoofstuk. Dis nie net die dominee wat alleen die pen in die hand het om te skryf nie. Ja, hy stuur die gemeente van die kansel af, saam met die ouderlinge en die diakens, maar dit is 'n gemeente saam, wat die roeping van die Here uitleef in 'n gemeenskap. En ek is bevoorreg saam met my gesin om dit saam met julle te kan doen. Want uit ons harte uit wil ek regtig julle moet dit hoor, ons is lief vir julle. Ja, julle maak my kwaad partykeer. En ek seker ek julle ook. Julle maak my grys. Jasmine het nou die dag gesien in my kuif het ek grys hare. Maar julle kan seker op my dogtertjie blameer as julle wil. Maar julle dit is so kosbaar. Dit is so kosbaar. So dankie vir vandag en Essie seën vir jou ook en seën vir jou bediening. Want onthou jy's ook geroep vir die bediening vanoggend en dis waarvoor jy ja gesê het en ek is seker deur jou gaan ons nog wonderlike dinge sien en beleef en ervaar. En dankie vir jou voorbeeld alreeds in ons lewe. So ons bevestig vanoggend dat die Here nooit sy gemeente los nie. Al voel dit dalk vir ons so. Dis kollektief, maar ook in op 'n persoonlike vlak dat die Here jou nooit los nie. En dat die Here 'n pad met jou loop, elke tree wat jy gee, elke moment van twyfel, elke moment van onsekerheid is die Here in jou midde. Hy beloof dit. Hy beloof dit. So, dit bring ons by vanoggend se wonderlike en ernstige teks. Dit het 2 kante waar Paulus vir 'n jong dominee skryf as 'n vaderfiguur en net so 'n bietjie konteks, literêre konteks. Paulus is gevangene in Rome, hy sit in die tronk. En 2 Timoteus is heel waarskynlik volgens die akademici Paulus se laaste brief wat hy geskryf het voordat hy tereggestel is onder keiser Nero. En daarom het dit so 'n ernstige toon om te sê hierdie is regtig vir my belangrik Timoteus. En ons weet hy en Timoteus het 'n kosbare verhouding gehad. En so kom ons lees saam wat hy vir 'n jong dominee skryf in 2 Timoteus 2 vers 1 tot 13. Hy skryf: "Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer.
Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus, 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel. Bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'n Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eers 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. En dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie, net tot sover. Nou gemeente, ek het net eintlik 2 goed wat ek vanmôre vir julle wil sê. Die eerste is, dat daar is 'n amp van gelowige ook. So jy het jou ampte van ouderling, diaken, leraar, bedienaar van die woord, maar julle as gelowiges het ook 'n amp. En ons het as 'n gemeente, so rukkie terug, baie daaroor gesels, dat die Here het 'n verbond gesluit met sy gemeente, en wanneer jy eintlik voor die kansel kom staan, dan reageer jy daarop, om te sê, dit is wat my pligte is, en dit is wat my verantwoordelikheid is. Maar ek wil hê julle moet hier hoor, waar begin die apostel Paulus? Wat is sy eerste woorde aan 'n jong man? Hy sê vir hom, jy my seun, wees sterk deur die genade. Nie byt vas nie. Hoor julle dit? Nie, jy moet sterker word, Timoteus nie. Nee, hy sê vir hom, Timoteus, jy moet ontvang. Jy moet ontvang. Wat is dit wat jy moet ontvang? Genade. Genade. In my 6 jaar as dominee, so een ding wat ek vir julle nou al kan sê, wanneer ons in gevaar is om nie vir die Here bruikbaar te wees nie, en ek en hom James het nou in die week lank oor gesels ook, en dit is wanneer ons trots raak, en dink ons kan nie foute maak nie, dink ons is altyd reg, want jy is die bedienaar van die woord, of jy is 'n ouderling, of jy is gelowig, en daarom dink jy, dit wat jy voel, dit wat jy beleef, kom altyd van die Here af, en ons weet dit is nie noodwendig die geval nie. Ons moet steeds onderskeiding hê vir wat die wil van die Here is. Die Griekse woord hier, wil ek net bietjie tegnies raak, is 'n voortdurende proses. Jy moet voortdurend gaan sit by die voete van die Here en gevul word met die genade van ons Here Jesus Christus. Dis nie 'n eenmalige moment nie. Dis 'n leefstyl. En ek het dit vir julle prakties probeer maak, om te sê dat jy ontvang nie genade deur beter prestasie of deur wilskrag nie, maar broers en susters, deur oorgawe en 'n diepere afhanklikheid. Dan is ons op heilige grond om gebruik te word deur die Here, om in diens van die Here te kan staan. Oorgawe, dieper afhanklikheid. Maar prakties beteken dit in die eerste plek dat jy jou plek ken. Dat jy jou plek ken. Genade begin waar trots eindig. Genade begin waar trots eindig. Waar ek het bietjie gaan navorsing weer doen oor ons kleredrag as predikante en hoekom die ampsdrag soos wat ons hom aan het vanoggend swart is met 'n wit das. Die swart is 'n simbool van ons afgestorwenheid vir die wêreld. En ek wil julle 'n bietjie gaan dink daaroor dat die simboliek daar agter dit beteken selfverloning. Dat die dominee lewe nie vir homself nie en so ook eintlik die gemeente lewe nie meer vir hulle self nie. Die eise van disippelskap begin by selfverloning. Ek lewe vir hom. Ek lewe vir hom. Daarom moet ons kan erken, Here, ek kan nie uit myself uit dit doen nie. Paar jaar terug as jy my gevra het, wat maak 'n suksesvolle predikant, het ek dalk vir jou 'n ander antwoord gegee as vanoggend. Maar as jy my vanoggend vra, wanneer kom 'n dominee ver, of wanneer kom 'n bedienaar van die woord ver in die kerk, soos mense al oor my lewe uitgespreek het, is dit eenvoudig hier waar ek nou staan. En dit is dat ek getrou wil wees aan die roepstem van die Here. My vrou het altyd gespot en gesê, as ek eendag tot sterwe kom voor haar, gaan sy op my grafsteen skryf, bekeer julle met 'n uitroepteken. Sodat wanneer ook al iemand na my graf toe sou kom, ek nog steeds vir hulle kan preek.
Maar toe sê ek vir haar is 100%, ek hou daarvan, maar sit net by, as dit 'n getuienis van my lewe is, dat hy was getrou gevind. In Engels, he was found faithful. Getrou aan die roepstem van die Here, getrou aan die belydenisskrifte, getrou aan die leer van verlossing. Hy was getrou gevind. Die grootheid van jou bediening, die sukses in menslike terme van jou bediening, dit is alles in elk geval in God se voorsienigheid. Die Here bepaal. Die Here bepaal. So SJ, mag jy dit ook hoor. Mag jy dit ook hoor. Tweedens, prakties beteken dit dat jy 'n ritme van afhanklikheid oefen. Net ek 4 goed saamgebring. Eerlike gebed, nee. Daai het ons die klaagliedere gedoen het, waar Jeremia die Here beskryf as 'n beer wat hom inwag, as 'n leeu wat hom verskeer. Eerlik met die Here stoei oor dinge wat in jou lewe gebeur, of dinge wat nie vir jou sin maak nie. Want daardeur ontdek jy jou afhanklikheid. Tweedens, daaglikse skuldbelydenis. En daardeur bedoel ek nie dat ons na die Here toe gaan en 'n sambreelterm gebruik om te sê, vergewe my sondes nie, maar dat jy eerlik met die Here is oor dinge waarmee jy vroeg en worstel, en dat jy dit op die naam noem. En vra Here, vergewe my, staan my by. Getroue Bybelstudie. Sonder die kennis van die woord kan ek en jy nie groei nie. En dan gemeenskap, gemeente. Daar is nie so iets soos 'n Christen in isolasie nie. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig wanneer ons bid vir iets, om bevestiging te kan kry, om te hoor by jou mentors en jou medebroers en susters, dat jy reg hoor van die Here af. Ons het mekaar nodig om mekaar se laste te kan dra, want partykeer raak ons arms moeg, en dan het ek my broers en susters nodig om te sê, kom, ons is by jou, ons is lief vir jou, ons is hier vir jou. Sakramente bedien, amptdraers te bevestig in hulle ampte, dit is alles kosbare goed, wat ons nie gering moet skat nie. Jy het 'n gemeente nodig, want dit is die kanale waardeur God sy genade laat vloei. Laastens, as dit kom by hierdie ritme van genade, gaan dit daaroor dat ek en jy sal onthou, ons is nie die bron van die genade nie. Ons is die ontvanger. Ons dra dus nie die kerk van die Here Jesus Christus nie. Hy doen. Ons hou nie die bedieninge by mekaar nie. Hy doen. Ons red nie mense nie. Hy doen. Dit is alles die Here se werk en die krag van die Here. Amptdraers ontvang dis nie 'n superheld jas nie. Dis nie wat hulle ontvang nie. Wat hulle wel ontvang is 'n anker van genade. 'n Anker van genade in ons Here Jesus Christus. Daarom pleit ek by julle om te bid vir julle kerkraad, te bid vir julle dominee, en om in jou eie lewe te help dat jou dominee nie verstrengel raak in 'n klomp dinge wat hy nie eintlik moet verstrengel raak nie. Ek gaan nou daarby uitkom, want waarmee ek wil afsluit vandag, is hierdie 3 metafore. Julle sien dit in vers 3 tot en met vers 7, waar hy praat van 'n soldaat, hy praat van 'n atleet en hy praat van 'n boer. En ek wil dit net vir julle opsom, want ons tyd is min. Die soldaat is 'n metafoor wat my en jou herinner aan fokus en lojaliteit. Julle lees in die skrif dat 'n soldaat in aktiewe diens bemoei hom nie met die dinge van die normale lewe nie, maar hy bemoei hom met sy bevelvoerder. Want dit beteken, broer en suster, is dat daar een stem is wat harder moet praat as ander stemme. En daarom kom hierdie getrouheidselement weer in. Ons is sterk in genade, het julle gesien is die tema, maar ons is getrou in diens. Getrou aan die roepstem van die Here, getrou aan die grense wat die Here ook vir ons stel. Dit beteken nie dat ek en jy ons moet onttrek uit die wêreld nie. Maar dit beteken dat ons as amptdraers moet sê, daar's net een stem waarna ons wil luister. En jy ontdek dit deur sy woord, jy ontdek dit deur jou medebroers en susters, deur gebed, want ons leef en dien onder Christus se bevel. Ons leef en dien onder Christus se bevel. Tweedens, die atleet. Ja, ek wil net ietsie kort hier sê. In vers 5, as jy saam met my lees, sê dit 'n atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen, slegs as hy volgens die reëls meeding. Nou hierdie is 'n baie belangrike beginsel, want hierdie beeld is nogal hard. Dit is sag op die siel, maar hard vir die vlees. En wat ek daarby bedoel is, wat gebeur in vandag se wêreld as jy 'n atleet is, en jy kom eerste, sê nou maar in jou nalope, of in rugby, of wat ook al, maar later vind hulle uit dat jy het middels gebruik wat jy nie mag gebruik nie. Wat gebeur met jou? Jy word gediskwalifiseer, né?
So is 'n baie praktiese beeld. Selfs in die antieke wêreld was dit so, die Olimpiese spele en daai klas van dinge. As jy nie binne die reëls meeding nie, dan word jy gediskwalifiseer. Al was jy dalk die vinnigste of die sterkste of die mees talentvolle atleet teenwoordig. En hierin lê daar 'n diep les vir my en vir jou vanmôre. Wat dit vir ons bediening beteken is heiligheid. Afgesonder wees. Die reëls wat ons die orde reëlings in 'n erediens byvoorbeeld, die liturgie is dis nie net vir ons gegee omdat dit 'n tradisie is nie. Maar dit kom vanuit ons godsbeeld, dat God is 'n God van orde. En daarom, hoe hy aanbid wil word, is op 'n ordelike wyse. Op 'n ordelike wyse. Dit gaan oor Christus se heilige weg. So ons kan nie God se werk doen op ons eie manier nie. Dis die beginsel. Ons kan nie God se werk doen op ons eie manier, terwyl ons eintlik sy gebooie ignoreer. Kan nie sê, en julle sal onthou toe ons oor Amos gepraat het, toe sê ons vir mekaar, jy kan die regte rituele hê, jy kan die wonderlike taal gebruik hê, jy kan al die regte dinge doen, spreek woordelik, maar as jou aanbidding en jou diens die wese van God misken, dan raak jou aanbidding 'n gruwel in die oë van die Here, sê Amos vir ons. En ons moet dit altyd onsself ondersoek in dit. Ons moet altyd onsself ondersoek. Tweedens, waarheid binne die reëls beteken ons hou by die riglyne en die grense wat die woord aan ons stel. Ons behou by dit, jy bly in jou baan, selfs wanneer dit ongewild raak. En dis die moeilike gedeelte. 'n Amptdraer wat die woord buig vir gemak of vir gewildheid, is 'n amptdraer wat buite sy baan beweeg. Al presteer hy. Dit is hoekom dit iets is om aan te kou. Derdens, gehoorsaamheid wanneer dit iets kos. Soms beteken dit dat ek en jy moet praat. Soms beteken dit dat ek en jy moet stil bly. Soms beteken dit dat ek my eie ego moet kruisig, want ek was ook bietjie hoogmoedig in 'n sekere situasie. Soms beteken dit dat ek kulturele druk moet teestaan, teewerk. Maar ek moet bly binne die baan wat Christus vir my getrek het, deur sy woord. Met ander woorde, dominee het geen gesag, of 'n amptdraer het geen gesag buiten dit wat die woord aan hom gee nie. Geen gesag buiten die woord wat die woord van hom gee nie. Die Here kroon nie ongehoorsaamheid nie. Hy eer getrouheid. Die Here kroon nie ongehoorsaamheid. Met ander woorde, ek en jy kan wonderlike prestasies hê. Ons kan die wedloop gewen het. Ons kan eerste wees op die podium, maar as ons nie binne die reëls meegeding het nie, dan diskwalifiseer die Here ons. Al het ons wonderlike prestasies. Dis 'n diep metafoor waaraan ek wil hê ons moet dink. Laastens, boere, julle is 'n wonderlike voorbeeld ook vir 'n predikant. Hoekom? Want jy plant sonder die waarborg dat jy 'n oes gaan hê. Maar jy bid, jy bekommer, jy twyfel. Laas jaar sit ek in Solly se sitkamer, miskien sal ek 'n storie vertel om Solly. En daar's 'n wonderlike, ons kuier lekker en ewe skielik slaan daar 'n baie lelike haal by uit. En dit slaan om Solly se oes weg. En my bakkie vol duike. Nie die beheer daaroor nie. Jy doen wat jy kan, jy doen dit wat in jou vermoë is, en met die Here se genade het Solly se tabakkoes daai jaar weer pryse gewen, maar die mielies het seer gekry. That's life. Jy doen dit wat die Here van jou vra getrou, maar jy is nie gewaarborg van 'n oes nie, en dis so vir 'n predikant of 'n amptdraer. Ons plant sonder onmiddellike resultate, maar ons hou aan, ons volhard, want ons glo daar gaan 'n oes kom. Nie waar nie. Ons glo daar gaan 'n oes kom. En die belofte van die Bybel is om te sê, jy gaan deel hê aan die oes. In 'n geestelike hoedanigheid, want die oes behoort nie aan ons nie, dis Christus se. So, ter afsluiting, wil ek net vir julle lees, 'n slotwoord, iets wat julle moet saamvat. Vir al die amptdraers vanmôre hier teenwoordig. Ek het 3 goedjies neergeskryf wat ek graag wil hê julle aan moet kou. Eerstens, kry jou krag asseblief nie uit jouself uit nie. Nie uit jou eie bekwaamheid of uit jou eie vermoëns of daai klas van goedjies nie, maar uit die genade van ons Here Jesus Christus. Tweedens, bly binne die reëls van heiligheid, waarheid en gehoorsaam die Here, selfs al maak dit ons baie keer ongewild. Laastens, dien soos 'n soldaat wat fokus en 'n atleet wat gehoorsaam en binne die reëls meeding en 'n boer wat volhard. Al sien hy nie onmiddellike resultate nie. Gemeente, vir julle vra ek asseblief, bid vir jou amptdraers. Help hulle om nie verstrengel te raak in onnodige sake nie.
maar dra saam die oes van die Here Jesus Christus. Dit is die gemeente se verantwoordelikheid ook. Aan ons almal vanmôre hier teenwoordig. Sê Paulus en hy sluit af, wanneer hy hierdie bekende lied gee, wat hy aanhaal, of 'n bekende belydenis uit die vroeë kerk, vers 11, 12 en 13. Wat sê, hierdie is 'n betroubare woord, as ons saam met Christus gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Dis 'n belofte. As ons in die geloof volhard, dan sal ons saam met hom regeer, en as ons hom verloon, dan sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Onthou asseblief die Here Jesus Christus. Christus is ons krag, Christus is ons hoop, Christus is die een wat getrou is, selfs wanneer ek en jy nie is nie. Daarom is hy ons hoop, ons krag en vertroue. En hy beloof om sy kerk te bou, ook hier in Groblersdal. Wanneer is ons 90 jaar oud, Solly? Is ons al? Maar ek onthou toe ons hier aangekom het, het ons 'n verjaarsdag gevier, maar ek dink dit was 85 jaar oud of 80 jaar oud of iets soos dit. Maar ons gaan nog groot fees vier as die Here wil. Maar dan kan ons terugkyk en sien in ons eie lewens, maar ook kollektief saam, hoe die Here saam met ons op pad loop hier in die vallei. En ons moet nie dit vergeet nie. En hy beloof om dit te doen tot die dag dat hy terugkom. Kom ons bid saam. Ons Here Jesus, Here, dit is ons hartsbegeerte om as amptdraers, maar ook as gemeente, as normale volgelinge van ons Here Jesus Christus, te lewe soos U van ons verwag. En dit is baie keer vir ons moeilik om te onderskei. Maar daarom vra ek vir wysheid vir elke lidmaat hier teenwoordig, vir elke amptdraer teenwoordig, dat ons getrou sal wees aan die riglyne en die grense wat die woord vir ons gee. Want ons weet ook, Here, dit is vir ons goed. Ek bid vir elke amptdraer en lidmaat vanmôre, dat U ons sal help om hierdie ritme van genade te kan ontdek, sodat ons nie voel, alles kom uit ons uit nie, maar dat ons moet begin by, versterk jou in genade, Timoteus, gaan sit by die Here, bid tot die Here, bely jou skuld teenoor die Here, sien jou medebroers en susters om jou raak, en dien hulle, en laat hulle toe om jou te dien, dat al hierdie dinge is vir ons geskenk, as gawes uit die hand, om ons nader te trek aan U, en vanuit dit, gaan dien ons die samelewing. Mag ons Christus onthou. U is ons voorbeeld. U is ons bevelvoerder. U is die opperherder onder wie ons dien. Ons bid, Here, dat U ons genadig sal wees in hierdie volgende seisoen ook. Mag U verheerlik word, Here, deur ons doen en late. Want ons is so lief vir U en so dankbaar vir alles wat U vir ons gedoen het en gaan doen. Daarom het ons ook 'n verwagting, Here. Ons dank U vir dit. In Jesus naam bid ons dit. Amen.